erfdiens van Tannie Engela Smit. Sy was met ons gewees van 7 Oktober 1952 tot die 21ste Mei van hierdie jaar. Dankie dat julle almal gekom het. Dankie dat ons vir oulaas ook 'n eerbetoon kan doen aan Tannie Engela. Dankie dat ons hier kan wees vir die naasbestaandes en vir al haar vriende. Sy het duidelik vir die gemeenskap van Vosburg ongelooflik baie beteken. Broers en susters, ek wil ook hê ons moet weet dat die Here vandag hierso teenwoordig is. Die Here het ons vandag bymekaar gebring, omdat die Here graag ons iets wil gee vandag. En deel daarvan is ongelooflik baie liefde en ongelooflik baie vrede. Hierdie vrede kom na ons toe in die naam van God die Vader, in die naam van God die Seun en in die naam van God die Heilige Gees. Amen. Ek kan gerus weer die plek inneem en dan voordat ons uit die woord lees, kom ons help rustig. Ons sal diep asem kom sit en kom ons bid saam om die Here se leiding te ontvang vandag. Ons almagtige en genadige Here God, ons wil vandag die dankie sê vir die lewe wat U vir Tannie Engela gegee het. Ons wil vir U dankie sê vir alles wat sy vir die gemeenskap van Vosburg beteken het en ook vir al haar vriende en vriendinne, al haar familie, Here. Baie dankie vir wat U deur haar vermag het. Here, ons vra dat U dit wat ons nou gaan lees in ons harte sal seën, dat dit vir Tannie Engela se geliefdes ook tot troos sal wees en dat dit hulle sal help met die pad vorentoe. Amen. Ons lees vandag uit die boek Handelinge. Ons lees Handelinge 9 en ons lees vers 36 tot 42. In Joppe was daar 'n sekere vroue disipel met die naam Tabitha, wat as Dorcas vertaal is. Sy het baie goeie dade verrig en liefdadigheid bewys. In daardie dae het sy siek geword en gesterf. Hulle het haar gewas en in 'n bovertrek neergelê. Aangesien Lydda naby Joppe was, het die disipels, toe hulle hoor dat Petrus daar is, 2 mans na hom gestuur met die versoek: kom sonder uitstel na ons toe. Petrus het toe gereed gemaak en saam met hulle gegaan. Toe hy daar aankom, het hulle hom na die bovertrek geneem. Al die weduwees het heilig by hom kom staan en vir hom die onder- en boklere gewys wat Dorcas gemaak het, toe sy nog by hulle was. Nadat Petrus almal na buite gestuur het, het hy gekniel en gebid. Toe het hy hom na die liggaam omgedraai en gesê: Tabitha, staan op. Sy het haar oë oopgemaak en toe sy Petrus sien, het sy regop gaan sit. Hy het sy hand vir haar gegee en haar help opstaan. Toe het hy die heiliges en die weduwees geroep en haar lewe aan hulle getoon. Dit het dwars deur die hele Joppe bekend geword en baie het tot geloof in die Here gekom. Broers en susters, ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. As ons vandag die storie van Tabitha, ook bekend as Dorcas, optel, dan is daar 'n klomp mense by wat die aanloop is tot 'n begrafnis, net soos ons vandag. In Petrus se tyd, vreemd genoeg, het 'n klomp mense lekkerder geryk net nadat hulle dood is, as voordat hulle tot sterwe gekom het, want dit beteken hulle was daarin gewas gewees. Dit was 'n ander tyd, mense het nie gewas nie, dit was 'n vreemde wêreld gewees. Dan is die liggaam uitgestel, die liggaam is uitgestal, daarso in die huis,
En dan kon almal kom kyk het, almal kon hulle respek om bewys, hulle eer betoon. En dit was daar in die middel van die leefvertrek of in die kombuis. Hierna is die oorledene in verbande toegedra, soos wat ons ook lees, Jesus was, en dan is hulle na die graf toegeneem. Nou vir ons is die gedagte van om iemand wat dood is op 'n kombuistafel te sit heeltemal uit. Daar's goeie mediese redes daarvoor eintlik. Maar ek dink nog 'n deel daarvan is, as 'n samelewing wil ons graag die dood 'n bietjie op 'n afstand hou. Die gedagte van om die liggaam die heeltyd te sien, as ons in 'n wêreld woon waar ons die persoon eerder sal toemaak met 'n laken of dalk met 'n kombersie, is eintlik baie vreemd. Ons sal miskien die afgestorwe persoon nog een keer sien by die begrafnisondernemer en dan is dit klaar. Die dood op sigself skop ons, want ons wil nie daaroor praat nie, ons wil nie graag 'n dooie persoon sien nie. En as mense dink, al die dooie persone, al die siek persone wat van die engele dalk in haar lewe moes sien, dan is dit vreemd vir haar. En hierdie deel van westerse kultuur is vir die res van die wêreld ook baie vreemd, want dit is nie die weste wat dit doen. As jy vir tannie Engela sou vra, iemand wat in haar bedryf staan, dan sal sy vir jou sê, maar dis goed om te rou, want die vuil goed moet eers uit, voordat die wond kan begin genees. Ons is huiwerig om te praat van 'n roudiens, ons wil eintlik nie eers praat van 'n troosdiens nie, ons verkies die dankdiens, of ons verkies die lewensviering, ons wil nie graag praat van die dood nie. Maar ek kan nie net die pleister opsit en maak of ek nie seer gekry het nie. Om die wond te ontsmet is nie lekker nie, om te rou is nie lekker nie, maar dit moet gebeur, sodat die genesing kan begin. So, wat met die dame Tabitha gebeur het, is klomp van haar vriendinne, klomp van die weduwees het gekom om daar te rou oral. En dit is eintlik die normaalste iets in die hele wêreld. En wat vir my so roerend is van hierdie verhaal is, hulle kon vir Petrus gewys het, wat het Tabitha vir hulle gedoen. Die klere aan hulle lyf, het sy fisies vir hulle gemaak, want sy wou, want dit is wie sy is. Ons lees van die bo en die onderklere wat Tabitha gemaak het, maar ek wil ons net gerus stel, sy het nie onnies en bloemers gemaak nie, jou onderkleed was, kom ons sê die laken, wat jy om jou bors en jou bene gedra het, en dan die boekleed was amper soos 'n jas, amper soos 'n sweetpaptop met 'n hoodie. Dit kom voor jou skouers, kom voor jou kop en dit hou jou lekker warm. So, die weduwees kon fisies gewys het, wat het hierdie merkwaardige Tabitha alles vir haar gemeenskap gedoen. Nou ongelukkig het ek nooit die voorreg gehad om met tannie Engela te ontmoet nie. Ek het die eerste keer van haar gehoor toe oom Awie oorlede is. Ek weet maar wat 'n paar van die Victoria Westers vir my vertel het. Maar een storie wat almal vir my vertel het, was hoe ongelooflike versorger sy was. Daar was toch genoeg ooreenkomste tussen dit wat ek van haar gehoor het en dit wat ek weet van Dorcas se storie, om dit te kan raak sien. Sy het na die gesondheid van 'n klomp mense omgesien. Iemand het vir my gesê, die hele Vosburg moet nou wakker wees, want sonder dat Engela is dan nou 'n verskriklike gawe. En sy het gekies om dit te doen. Die feit dat Tabitha juist omgesien het na weduwees, is ook baie belangrik vir daai tyd. Weduwees het in 'n ongelooflike uitgelewerde deel van die samelewing. Jy was maar aan die genade van jou naastes oorgelaat as jy in Petrus se tyd 'n weduwee was. Jy mag nie eiendom besit het nie, en as jou man op sterwe kom, erf die seuns of die broers alles. En dit kan maklik gebeur
dat jou swaar jou man se goed erg, dan skop hy jou uit die huis uit, dit kon maklik gebeur het, en baie het. So, weduwees was 'n kwesbare deel van die samelewing gewees. Tannie Engela het na bewering maklik in haar karretjie geklim, lekker rondgereis, sy het haar eie plek gehad, sy het goed op haar eie aangegaan, so sy was nie 'n tipiese weduwee van daai tyd gewees. Daai mense het net baie gesukkel. Maar wat sy wel gedoen het, is om in 'n plattelandse omgewing siek mense te versorg. En daar's 'n klomp van julle wat ook sal weet uit eerstehandse ervaring hoe moeilik dit is. As jy in die stad is, dan kan jy na die chirurg toe gaan. Hulle werk met 'n laser wat vir hulle presies kan wys waar om te sny. Baie van hulle werk met sulke robotiese armpies, hulle kan sny net waar hulle wil. So in die platteland moet ons vas voet en plak en ons moet hoop vir die beste. Wat kan jy doen as jy siek is, jy het nie 'n mediese fonds nie en jou plaaslike hospitaal, plaaslike kliniek het bloot nie die toerusting om jou te help. Wat maak 'n mens dan? Jy is uitgelewer. So, Nes Tabitha kies Tannie Engela om na mense om te sien wat baie afhanklik is van haar. Kies sy om die ekstra myl te loop, want as sy dit nie doen nie, is daar nie baie ondersteuning van die wêreldse kant af dat dit gedoen gaan word. Wat ook interessant is van die dame Tabitha, is dat sy twee name gehad het. Tabitha wat 'n Joodse naam is, dit beteken gemsbok of wildsbok of as dit nou lekker is, bokkie. En Dorcas het dieselfde beteken in Grieks. Sy het twee name gehad, want sy leef as 'n Joodse persoon in 'n Grieks-Romeinse wêreld. So sy het hierdie dubbele identiteit gehad as 'n Romeinse burger, maar ook as iemand van die Joodse nageslag. En Tannie Engela was nie net 'n professionele dame wat 'n gemeenskap nou met 'n groot lewe te laat. Sy was ook 'n ma, sy was ook 'n vrou gewees, sy was ook 'n ouma gewees, sy was ook 'n vriendin gewees. En knap mense in jou gemeenskap kom en gaan. Maar jy kan nie een van jou beste vriende of jou familielid vervang. Dit is iets wat net gewoonweg nie kan gedoen word nie. En die ander storie wat ek baie van hoor, is dat sy dieselfde toewyding wat sy in haar werk gehad het sy ook uitgeleef in haar persoonlike lewe. Sy het met dieselfde toewyding gewerk met die mense naaste aan haar. Sy het vir 'n hele paar jaar lank het sy haar twee dogters alleen groot gemaak terwyl sy gewerk het. Dit vat 'n ruggraat van yster en sy het elke dag met Limerie wat nou bietjie verder woon, het sy met haar oor die foon gesels elke dag, want sy gee vir hulle om. Sy het vir hulle goedertjies gemaak, Nes, dan die Tabitha, want sy gee om vir haar naaste mense. Dit was almal hier ook prakties om dit te wys. Sy is vir hulle lief. Elmer het vir my gesê, as sy vir haar ma nou sê, ma, ek het vir ma nodig, dan klim sy dadelik in die kar, en sy's 'n senior burger, en dan kom sy daar waar sy moet wees. Dis wat sy gedoen het vir haar mense, want sy was vir hulle lief gewees. Sy was goed gewees vir oom Abi, toe hy later in haar lewe gekom het. Sy was goed vir haar skoonkinders. Sy het wat sy vir haar pasiënte gedoen het, oortuig ook in haar gesinslewe. Waarvan kan 'n mens meer vra as deeglikheid, as omgee en as betroubaarheid? Nie net in 'n werker nie, maar ook as 'n vriendin, ook as 'n familielid. Wat meer kan 'n mens voorvra eintlik as dit? Nou ongelukkig vandag, broers en susters, eindig Tabitha se storie 'n bietjie anders as Tannie Engela se. Ek het al soveel keer gewens om my lewe, ek het 'n ou
Petrus wat ek kan afstof as mense iemand verloor het, wat maar net die hartseer kan kom wegvat, en wat die bolder vir hulle kan kom doen, maar die realiteit is, geloofsgenesings is skaars, en geloofsopstandings is feitelik ongehoord. Toch waag ek dit om te sê vandag, dat die Engelse geliefdes net so goed daaraan toe is, as Tabitha sin. In die eerste plek is, dat die engele haar fisies nie meer het. Dit is 'n feit soos ek weet. Maar dit wat sy gedoen het, dit wat sy beteken het, dit is nie dan net ewe skielik weg, omdat sy weg is. Haar voorbeeld, haar liefde en haar sorg het die mense rondom haar gehelp word, die mense wat hulle is. So, dis nie nou weg, net omdat sy weg is nie, haar invloed en haar ondersteuning het haar geliefdes gebring gedeeltelik waar hulle is vandag. En dan tweedens, het ons ook die versekering wat Tabitha se geliefdes gehad het, toe sy vir die tweede keer gesterf het. En dit is dat ons weet, in die persoon van Jesus, die dood nie die finale sê oor ons lewens nie. Alhoewel ons op vreemde, baie keer moeilike, baie keer eensame paaie loop, het Jesus vir ons gewys dat die dood nie die einde is nie. Ons staan op hierdie stadium vandag, staan ons nog met so 'n paar tone in Paastyd, maar môre begin Pinkstertyd. En ons het ook die troos dat God nie net vir ons eendag die lewe gee as ons die tydelike met die ewige verwissel het, maar dat God nou al deur die Heilige Gees in ons woon en rondom ons werk. Dis nie net dat ons eendag by God gaan wees of ons dood gaan nie. Deur Pinkster, deur dit wat die Heilige Gees doen, weet ons, maar God is ook nou reeds by ons. Dieselfde Gees wat vir Tabitha uit die dood uit opgewek het, kan iemand wat besig is om te rou, ook weer uit 'n hartseer uit opwek en optel. Dis dalk nie iets wat dadelik gebeur nie, maar as die Here iemand wat heeltemal dood is weer kan opwek, dan kan die Here ons verseker iemand wat hartseer is, weer laat lag. Dit bly 'n verlies, dit bly nie juist 'n maklike pad nie, maar die Here help ons om daai wond skoon te maak, sodat die genesing kan begin. En dit is 'n pad wat Tannie Engela se naastes reeds geloop het. Tannie Engela is nie die eerste Vosburger wat begrawe word nie. En ongelukkig kan Nicolette en Elmarie sê, sy is nie die eerste of selfs die tweede ouer wat hulle moes begrawe het nie. Maar tog, hier is hulle nog steeds. Hier is julle nog steeds, nadat die Here julle ondersteun het en julle die krag en durf gegee het, om nog te kan aangaan. Die krag van Tabitha se storie lê nie net daarin dat iemand wat dood is weer begin lewe. Dit lê daarin dat die Here enige iets kan doen. Insluitend om 'n hart wat stikkend is te genees. So as ons weet dat ons tot vandag toe gekom het met dit wat God vir ons gedoen het, met dit wat God vir ons gegee het, dan weet ons voor ons siel, die Here gaan aanhou om dit te doen. Die Here gaan in die toekoms ook daar wees vir ons, om ons te help, om weer te lag. En dan van ons miskien, dit is dalk nie so nodig, om die hele konsep van die dood op 'n afstand te moet hou. Want ons weet, die dood is nie magtiger as God nie, en die dood is nie eers vir ewig. Amen. Ons Here ons wil vandag vir die vra dat die al die gebroke harte sal kom vat, dat die al die bewerige swak hande sal kom vat. En die mense wat vandag tree, Here, dat U hulle weer met tyd sal optel. Here, ons weet U het ons so geweldig lief, dat U deur die Gees in ons kom woon het,
So ons weet ook dat die almal wat vandag hartseer is oor Tannie Ingela, dat u hulle raak sien en dat u hulle graag wil ondersteun. Here, ons bid dat dit wat Tannie Ingela vir haar vriende en haar gemeenskap geleer het, dat daai lesse sal aanhou uit te brei en opgebou te word, en dat sy aan haar liefde en aan haar getrouheid onthou sal word. Here, ons bid in besonder vir haar 2 dogters, ons bid vir die kleinkinders, ons bid vir die ander familie, en ons vra, Here, soos wat u vir Tabitha uit die dood uit opgewek het, hou aan om lewe te gee aan die mense wat vandag rou. Amen. Liewe gemeente, ons gaan nou geleentheid gee vir Chris Olleradi om 'n huldeblyk te doen aan Tannie Ingela en om ook vir ons 'n paar bedankings te doen. Ja, ek het alles getik die afgelope tyd, so ek gaan dit aflees en so aan. Okay, right. Eerstens wil ek sê goeiemôre almal. Ons almal hier in Vosburg kan 'n storie vertel oor Ingela Smit. My storie wat ek wil vertel begin in 1990 toe ons in Vosburg aangekom het. Ek was 6 jaar oud. Tannie Ingela en haar gesin was toe al reeds woonagtig in Vosburg. Tannie Ingela het gewerk by die hospitaal. Daardie tyd was dit nog 'n hospitaal gewees. Die eerste keer wat ek met Tannie Ingela te doen gekry het, was toe ek met my skaatsplank in die teerpad geval het langs die hotel. Die mooi bome wat nou nog daar staan, het sulke klein bruin bessies afgegooi en dit was in die teerpad. Dit het voor die wiele ingekom en ek is los oor die skaatsplank. Nou laat ek jou een ding vertel, so teerpad skaafplek brand soos vuur. Okay. Ek is daarna huil die hospitaal in en Tannie Ingela het toe my arm, sowel as my hande se wonde, skoongemaak en salf opgesit. In die verlede in Vosburg het die polisie, hospitaal en munisipaliteit, sowel as die laerskool Vosburg, altyd oefenoperasies gehou. Die instansies het dan bymekaar gekom en geoefen wat hulle moet doen indien daar 'n sekere noodsituasie sou uitbreek. Hulle het eendag so 'n oefening gehou en ek was daar. Dit was op die groot brug, soos wat 'n mens Vosburg binne ry voor die hotel. Die operasie het so afgespeel. Die trekker van die munisipaliteit het oor die brug gery en dan binne in skoolkinders ingery wat terug na die dorp gestap het vanaf die laerskool. Die graad 1 tot 3 leerders het net gekyk vanaf 'n afstand af. Die graad 4 tot 7 leerders was deel van die toneelspel. Die trekker was gestop op die brug en die kinders was op verskillende plekke gesit. Party kinders het gelê onder die trekker en party het gesit, almal vol rooi tomatiesaus. Die volgende oomblik toe kom jaag die polisievoertuig daar aan. Oom Martie van der Westhuizen wat die trekker gery het, spring los van die trekker af. Hy hardloop en spring by die brug af. Die polisie is toe agterna. Die oom hardloop dat die ou man soutbosse kraak. Die volgende oomblik duik hulle die oom plat en jy sien net stof draai. Hulle neem die oom en sit hom agter in die voertuig. Die hospitaalpersoneel was toe ook op die toneel, onder andere Tannie Ingela. Hulle het begin die kinders behandel. Dit het so werklik gelyk vir my. Die kinders se arms word gespak, party kinders se poppe word toegedraai. Die volgende oomblik toe word daar een op 'n draaplank gesit en dit was te erg. En die kleiner kinders het begin huil, want dit was dan so werklik. Daar het ek beleef en gesien dat tot in 'n toneelspel het Tannie Ingela haar werk ernstig opgevat. Terwyl ek in die laerskool was, het ek die oorslaap ding nie gedoen nie. As die son sak, dan kry ek 'n knop in my keel en dan volg trane in my oë. Kyk, dan wil die kind huis toe gaan, na my ma toe.
Dit het baie moeilik met my gegaan. Bakslaai het dinge ook net vererger. My broer het probeer moed inpraat, maar dit het ook nie gehelp nie. Hy wou baie graag by die maats oorslaap, maar ek wil net rus toe. So gebeur het toe, my ma moet eendag gaan vir operasie. Sy en my pa sal vir 'n week weg wees. Ek en my broer moes in die boshuis bly. Alles het goed gegaan, die maandag tot en met 6:00 die aand. Daar begin dit, knop in die keel, trane, en dit was verby. Tannie Annelie Steenkamp het haar hande vol tot sy vir Tannie Engela bel en raad vra. Tannie Engela het vir haar gesê, hulle sal my kom haal. Ek is toe na Tannie Engela se huis toe. Ek was toe so bly dit het met my gebeur, want op so 'n manier het ek my tweede ma ontdek. Ek was 10 jaar oud en een Vrydag het ek by die beste Ek was 10 jaar oud en een Vrydag het ek by my beste vriend gaan kuier op die plaas. Ons het die middag met sy go-kart gery. Vir die van julle wat nie weet, dit is 'n klein pypkar met 'n regte engine agterop. Ek het agter by die engine gestaan en vashou en hy het bestuur. Daar was net een plek gewees. Die volgende oomblik kom daar is 'n ek kreeg maar asem. Okay. Volgende oomblik toe kom daar 'n stuk yster uit die engine gevlieg. Dit slaan my op my ken hoof van die go-kart af. Die vriend kom aangehardloop na my toe. En toe ek vir hom kyk, toe sien ek in sy oë, daar's groot vrou. Ons is die plaashuis in en daarna Vosburg Hospitaal. Tannie Engela was daar by die hospitaal. Hulle kontak toe my ouers en besluit om my Brisbane dokter toe te gaan. Ek is agter in die Nissan 1400 ingelaai en Tannie Engela is by my agter in die bank. My ma en pa is voorin. Tannie Engela het my linkerhand die hele tyd vasgehou en dan met haar regterhand vee sy haar trane af sowel as myne. Daarna wys sy vir my ma, alles is nog reg deur die ry tussen ons en hulle. Die volgende oomblik is ons in Brisbane. Ons is toe die dokter se spreekkamer binne. Tannie Engela het die dokter self gehelp om steek in te sit. Dit was net hulle twee daardie aand. My ma en pa het buitekant gewag tot alles klaar was. 21 steke later en 3 tande minder en ek was weer by die huis. Ek is vir ewig dankbaar vir Tannie Engela. So het my lewe aangeloop, matriek klaargemaak en toe later polisie toe. Ek het een Sondag kerk toe gegaan en ek het na die diens uitgeloop. Terwyl ek by die kerk se deure uitgeloop kom, toe staan daar onder by die trappe die mooiste jongvrou wat ek nog gesien het. Ek het onmiddellik myself vir koffie genooi. Dit was Nicolette, Tannie Engela se dogter. So het ons toe begin kuier. Ek het later vir hom Awie by sy werkswinkel die groot vraag gevra en hy het ja gesê. Ek is toe daar weg en om na die kliniek toe waar Tannie Engela gewerk het. Ek moes eers 'n rukkie gewag het in die wagkamer, maar kon vir Tannie Engela toe sien nadat sy 'n pasiënt gesien. Ek het vir Tannie Engela gevra en sy het eers gesmaai en toe ja gesê. Ek en Nicolette is toe getroud op die 1 November 2008 met die lekkerste oggendkuier troue wat die hele naweek geduur het saam met vriende en familie. Onmiddellik na die troue, by die teken van die trouboek,
het ek klaar vir tannie Engela ma gesê. Sy was my ma. Sy was my ma van baie lank af. En ek kon dit baie maklik regkry om vir haar ma te sê. Dan moet daar wat. Skoonma het eendag in haar tuin gehard en geval op haar knie. Sy moes gips kry. Sy het met haar gegipste been gaan werk. Hoekom vra jy? Want sy wil nie haar werk agter laat raak nie. En tweedens, sy het ook geworry oor Vosburgse mense, want sy het gelewe vir haar mense. Sy het gewerk vir 40 jaar lang tot sy 65 jaar oud was en sy het afgetree. Sy het weer gaan werk op 'n kontrakbasis weens daar was nog nie 'n ander suster in haar plek nie en sy wou nie die publiek Vosburg sommer net so gelos het om te sukkel nie. Haar Vosburg mense was vir haar alles. Skoonma Engela was by albei ons kinders se geboortes en doop. Die laaste 4 jaar na skoonpa Awie se afsterwe was sy baie by ons aan huis. Dit was vir ons 'n groot voorreg en baie lekker. Sy het poppies gebrei en ook treie vir ons, waarvoor ek baie komplimente afgekry het as ek myne aangetrek het. Sy het baie daarvan gehou om by die kerk se funksies te help en ook betrokke te wees. Sy was 'n persoon vir wie jy enige tyd kon bel en raad vra oor enigiets. Sy het ook baie keer mense se bloeddruk gaan neem by hulle huise. As daar siekte of dood in enige huis was in Vosburg, was sy daar. Ek het my moeder Koos Conradie verhoor 2 jaar terug en dit was vir my baie erg geweest. Ek was so gelukkig om vir skoonma Engela te hê, wat net soos 'n regte moeder was vir my. Dit het vir my verskriklik baie beteken. Nou het ek my tweede ware moeder ook verloor en dit is baie seer. Skoonma Engela, jy is 'n ouma, moeder en vriendin. Ons almal hier in Vosburg gaan jou verskriklik baie mis. Ons sal altyd lief wees vir jou en jou nooit ooit vergeet nie. En dan die laaste stukkie. Engela, 'n engel was jy in lewende lywe. Span jou engelsvlerke. Groot en styf saam met iets van kinders, kleinkinders, familie en Vosburg gemeenskap. Nou is dit dans. Graag wil ons as kinders baie dankie sê vir die volgende persone. Tannie Karen Roem, Tannie Renée Nogee, Petronella Hendriks, Ricardo Kreer, John Williams, Tannie Jan en Oom Burghaus, Heidi en Opa Frans van Radie, Christel Koetser, Jolien Korp, Tannie Janet Overholster, dan Tannie Marie van der Merwe, Oom Yves en Tannie Anna Fourie, Pasie en Jacolies Botha, Dani en Charlene Besaidenhout te Kimberley, Gariep Medikliniek en personeel te Kimberley, Dr. Perma, Suster Danielsa Halby, Dominee Dirkstein van Victoria West, Afkop te Kimberley, Afkop in de Aar, Christel en haar hele span, Piet Raads, Daniel Goeieman en hulle hele span, almal wat van ver af gekom het, almal wat boodskapies gestuur het, sowel as gebel het, almal wat 'n bordjie eetgoed na die huis gebring het, sowel as 'n handdruk gegee het, almal wat betrokke was by die diens in die gemeenskapsaal te Vosburg op Woensdag, dan ook vir die VGK Kerkpoort, wat net is wel sin dankie. En dan laastens aan die vrouediens vir al die reëlings voor en na die diens. En dit word opreg waardeer, baie dankie. Broers en susters, ontvang nou die seën van die Here en gaan op jou pad met die Here se vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader
en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees saam met elkeen van ons